Goeiemôre geliefdes, kom ons staan en dan sing ons die Onse Vader. So sê die Here jou verlosser, die Heilige van Israel. Ek is die Here jou God, wat jou leer wat heilsaam is, wat jou lei op die weg wat jy moet gaan. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons sing Psalm 98, Psalm 98, ons sing daar die eerste en die tweede vers, tot eer van die Here.
Geliefdes, na die wet, dan sing ons Gesang 242 vers 2 en dan na die geloofsbelijdenis die 4de vers, Gesang 242. Kom ons luister eers na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan hier in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Saterdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land, wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, so as ons dink aan ons geleese, of die deel wat ons, die teksverse wat ons gaan lees, dan word daar vertel van die goeie dade, of die goeie deugde dan, van hulle wat voor moet loop in die gemeente. Ons diakens, ons ouderlinge, maar dit word verwag van elke lidmaat. Maar nou weet ons ook, goeie werke verseker nie ons saligheid nie. Dit bring nie vir ons die saligheid nie. Die skrif leer ons baie duidelik. Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Ekskuus tog, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus
tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ons dankbaarheid is so groot oor ons verlossing in Jesus Christus. En 'n dankbaarheid wat vir ons dring om ook goeie dade te doen. Goeie dinge, goeie deugde te dra. Met hierdie waarheid kom ons spreek die 12 artikels in die hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, vanmôre luister ons na die woord van die Here uit 2 gedeeltes. Eers daar uit 1 Timoteus 3. 1 Timoteus 3 gaan ons lees daarvan vers 1 tot 16. En dan kan jy gerus blaai daar na 1 Petrus toe. 1 Petrus 5 gaan ons lees daar van vers 1 tot en met vers 9. Eers 1 Timoteus 3 en dan 1 Petrus 5. Maar kom ons bid eers saam. Here, ons wil U loof en prys en dankie sê vir die genade dat ons vanmôre as gemeente hier kan saam wees. Ja, Here, om U te eer as ons Skepper God, U die Almagtige, Alwyse, Alwetende. As ons so vanmôre en ook ander oggende so wakker word en ons sien die sonsopkoms. Die sonsopkoms, Here, wat uitroep dat U daar is. Dat U beskik. Ja, Here, wat vertel van U majesteit, U heerskappy. En dan buig ons in dankbaarheid. Ons kom kniel voor U as die lewende God. Ja, Here, U is so groot, so geweldig groot en ons verstandjie so klein.
So groot, Here, dat ons nie daarby kan uitkom, U genade, U liefde. Daarvoor dank ons U. Dankie Here vir vanmôre vir U woord wat U vir ons gee. Ook met die wete dat U kragtig deur die Gees met elkeen van ons werk. Dat U besig is met ons heiligmaking. En hier waar ons in die kerk is, in die gemeente, 'n deel is ook so van die werk van U hande, tot heiligmaking. Here, ons kom bely, ons is sondaars, ons is nietig. Ons het dikwels sulke goeie voornemings en as ons weer kry, het ons geval. Ons struikel, Here. Maar dankie dat ons weet, U los ons nie daar nie, tel vir ons op, U rig ons op. U gee vir ons ook die krag om aan te gaan. Here, daarom vra ons ook, gee dat hierdie boodskap vanmôre so in ons harte sal kom, gevestig sal word, sal saad skiet, groei, vrug sal dra. Dit alles tot eer en verheerliking van U groote naam. Here, wees ons genadig, vergewe asseblief al ons sondes. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ja, dit sal 'n fout wees as jy vanmôre besluit, dis nou die bevestiging van kerkraad en sien jy ook hierdie gedeeltes is veral gerig op opsieners en diakens en dan besluit jy maar ag, ek is nie een van hulle, so ek het nie nodig om te luister. Hierdie woord vanmôre is gerig tot elkeen van ons. Kom ons luister wat sê Wat wil die Here vir ons sê hier uit 1 Timoteus 3? 1 Timoteus 3 van vers 1 tot 16. Dit is 'n betroubare woord as iemand na opsienersampt verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. 'n Opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig, geen drinker, geen vegter, geen vuil gewinssoeker nie, maar vriendelik, geen strydlustige, geen geldgierige nie. Een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid en onderdanigheid hou. Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? Hy moet nie 'n nuweling wees nie, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel val. Maar hy moet ook goeie getuienis hê van die buitestanders, sodat hy nie in veragting en in die struik van die duiwel val nie. Net so moet die diakens waardig wees, nie uit twee monde spreek, nie verslaaf aan wyn nie, geen vuil gewinssoekers, manne wat die verborgenheid van die geloof in 'n rein gewete hou. En hulle moet ook eers 'n proeftyd deurmaak. Daarna, as hulle onberispelik is, kan hulle dien. Net so moet die vroue waardig wees, geen kwaadspreeksters, nie, nugter, betroubaar in alles. Die diakens moet manne van een vrou wees en hulle kinders en eie huise goed regeer. Want die wat goed gedien het, verkry vir hulle eervolle plek en veel vrymoedigheid in die geloof van Christus Jesus. Ek skryf jou hierdie dinge in die hoop om gou na jou te kom. Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid. En onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld,
is opgeneem in heerlikheid. Geliefdes, hier, die teksvers hier, vers 15. Na alles wat Paulus hier sê, hoe moet 'n diaken ouderling lyk, doen? Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid. As ons blaai dan na 1 Petrus 5 toe, 1 Petrus 5 daarvan vers 1, ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word. Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees, en wees almal met ootmoed bekleed en onderdanigheid aan mekaar. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Kom ons lees net tot daar. Geliefdes, daardie vers 2 hier wat sê, hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. My broer en suster, hoe wil jy die Here werklik as 'n lidmaat, en dan natuurlik as diaken, as ouderling hier in die kerk van Jesus Christus dien? En as ek dit vra, dan moet jy mooi verstaan vanmôre, as ek van kerk praat, wil ek nie ons godsdiens net tot die kerk beperk nie. Om te weet, godsdiens betrek al die terreine van ons lewe. En dis dalk die probleem. Dis dalk die groot probleem in vandag se tyd, dat baie mense is maar net Christene by die kerk. As hulle daar by die deur uitstap, dan laat hulle eintlik maar hulle Christenskap ook daar agter. Dis maar eintlik so 'n skyn van godsaligheid. En tog is die kerk vir ons belangrik. Ons het al hieroor gepraat, ook die kerk as 'n sentrum van ons godsdiensbeoefening. Dis tog ons aanbiddingsplek van ons gemeente. Ons kom hier by mekaar, ons kom wonderlik saam in die gemeenskap van gelowiges. Ons kom saam in gemeenskap met die Here. 'n gebou, maar net met mense hande. Maar tog, my broer en suster, die huis van die heilige God. En as ons dit betree, dan betree ons dit wel in die wete van, dis heilige grond hier waar ons binnekom. En daarom die woord leer vir ons tog baie duidelik, God is 'n God van orde. En daarom wil hier die heilige God ook orde in sy huis hê.
En daarom, my broer en suster, word daar van elkeen van ons verwag om ons ordelik hier in die huis van die Here te gedra. Om ons te gedra soos dit vir God welbehaaglik is. En daarom, van elke lidmaat hier, of jy nou 'n dooplidmaat, of jy belydende lidmaat is, of jy die leraar is, of jy die ouderling of die diaken is, daar word van ons verwag om die woord van God te gehoorsaam. Om hier die woorde wat Paulus ook gebruik, om hier ons fatsoenlik en ingetoe te gedra in die huis van die Here. En vir die herders wat toesig hou oor hulle kudde, oor hierdie kudde, die ouderlinge, die diakens, geld dit juis. Vir hulle geld dit juis, want baie duidelik het ons nou hier gelees, 1 Petrus 5 word gesê, 1 Petrus 5 vers 3, hierdie herders moet 'n voorbeeld wees vir hierdie kudde. En die Here roep hierdie mense, ouderling, diaken, tot hierdie taak nie uit dwang nie, maar gewilliglik. En daarom, die Heilige Gees lei en dring hulle om werklik herders te wees, wat omsien na hierdie kudde, wat omgee vir hierdie kudde. En daarom, baie duidelik word gesê, nie vir een of ander vuil gewin nie, nie vir een of ander vuil motief, onderduimse motief nie, maar met 'n geesvervulde bereidwilligheid. Hoor jy dit? Geesvervulde bereidwilligheid. 'n Roeping, my broer en suster, wat uit die hart en die siel kom, om die Here getrou en eerlik te dien, soos Paulus kan getuig, 2 Korintiërs 5 vers 14, as hy sê, want die liefde van Christus dring ons. En daarom kom Paulus verder, en hy wil praat met die jonge Timoteus, hy lei hom verder, hy sê vir hom daar in 1 Timoteus 3 vers 3, geen geldgierigheid. My broer en suster, ons weet tog om diaken of 'n ouderling te wees, vra opoffering. Ons weet dit, hulle wat in die diens staan weet dit, dit vra opoffering, dit vra tyd, dit vra geld uit jou sak, want dit is tyd vir kerkraadsvergaderings, dit is om vroeër Sondag hier te wees by die kerk. Dit beteken meer uitgawes met brandstof, met die huisbesoeke, die kerkvergaderings. En veral nou, as ons dink aan die hoë brandstofpryse. Maar as ons dit gaan opweeg teen God se goedheid en guns, is hierdie opoffering eintlik net 'n druppel in 'n emmer. Ons kan dit nie opweeg daarteen. Nou kom Paulus met nog 'n voorwaarde, wat hy stel daar in 1 Timoteus 3 vers 3. Hy sê baie duidelik, geen vegter, geen strydlustige, maar vriendelik. En nou gebeur het. Baie mense weet en hulle ervaar dit so, daar buite het hulle nie meer 'n sê nie, want niemand wil meer luister nie. En daarom sien hy die kerk as 'n geleentheid, hier kan ek kom praat, hier kan ek my hart kom uitpraat. Want daar buite hoor niemand my meer nie. Moontlik is die kerk maar die enigste plek waar iemand maar gehoor word. En dis ook goed so, my broer en suster, maar daar is maniere om dit te doen. En die regte manier, soos ons dit hier in die taal van Paulus ook kry, is dit om dit op 'n beskeie, in 'n ingetoe, en let wel 'n nugtere wyse te doen.
En nie net maar te kom en te wil stry en te beklei nie, maar juis te kom in nederigheid, om die eie ek op sy te skuif. En daarom, my broer en suster, 'n uitstaande voorbeeld van die mense wat voorloop hier in ons gemeente, ons ouderlinge, ons diakens, is nederigheid. 1 Petrus 5 vers 5 sê God baie duidelik, of word daar duidelik gesê, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Om elke keer so 'n nederigheid te besef, maar ek self is sondaar, begenadigde sondaar mens, ek het niks om oor te roem nie, ek kan maar net roem in Jesus Christus. En daarom, my geliefde broer en suster, dit gaan nie om in hoogmoed te heers nie, maar in my nederigheid te dien. Eerlikheid, gasvryheid, al die dinge wat hier genoem word, soberheid, kuisheid, sprekers van die waarheid. Dis wat deel is van die wapenrusting van die amptdraers van Jesus Christus hier in sy gemeente. En nou kom Paulus en hy sê hierdie groot woorde, hierdie belangrike woorde aan die jonge Timoteus, 1 Timoteus 3 vers 15. Hy sê, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente van die lewende God is, 'n pilaar en grondslag van die waarheid. Die betekenis van hierdie woordjie waarheid, soos dit hier geskrywe staan, is nie maar net bloot op, dui nie maar net bloot op korrekte inligting of kennis nie, dit ook. Maar dit dui op 'n onwrikbare trou en 'n gehoorsaamheid aan die Here. En ek wil vanmôre weer, ek het dit in die begin gesê, baie duidelik sê, my broer en suster, alles wat verwag word van die voorgangers in 'n gemeente, word van elke lidmaat hier verwag. 'n Dooplidmaat word opgevoed tot volwassenheid in die geloof, om volwaardige draer, nederige, fatsoenlike draer te wees van die waarheid van God se woord. En so met die ouer garde, die beleidende lidmaat, moet volhardend ook voorbeeld wees van al hierdie goeie deugde wat ons vanmôre hier gelees het. Hierdie deugde wat beeld is van hierdie pilaar en waarheid. En as ons nie werklik draers van hierdie goeie deugde in die waarheid van God se woord is nie, leef ons in skyn, en dan maak ons hierdie kerk, maak ons die kerk van Jesus Christus, maak ons dit 'n bespotting. Maak ons verder ons godsdienstbeoefening 'n klug. En daarom kom Paulus hier en hy waarsku. Hy waarsku hier in al twee gedeeltes wat ons gelees het, word gewaarsku teen Satan en sy bedreiging. Ons moet dit nie gering skat nie. En sy bedreigings kan natuurlik op vele wyse kom. Byvoorbeeld, deur dwaalleraars. So maklik om dwaalleraars in 'n kerk, in 'n gemeente van Jesus Christus, en hulle kom en hulle verdraai die waarheid. Onthou maar altyd, Satan is die vader van die leuen. Hy bring kwaadstokers in 'n kerk, hulle wat strydlustig is om gevegte aan te voer, en daar is nog vele ander maniere. En daarom hierdie ernstige waarskuwing van Paulus aan Timoteus, as hy sê moenie in die struik van die duiwel val. In Petrus 5 vers 8, dan waarsku Petrus, wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie kan hy verslind. Dis nie maar net 'n speelietjie nie, ou speelietjie nie, dis ernstig. Satan
En sy bose trawante hou nie van die waarheid nie. Hulle hou nie van hierdie God gegewe, godvrugtige deugde, wat as pilare en ankers in die kerk van Jesus Christus dien nie. Hy en sy trawante probeer die kerk van Jesus Christus, hierdie pilaar van waarheid, probeer hy vernietig. My broer en suster, en hoe sien ons dit nie vandag nie? Hoe sien ons dit nie? Selfs in sogenaamde Christelike kerke. Christelike kerke waar die waarheid deesdae verdraai word om by die moderne wêreld aan te pas, om by die mens en sy giere aan te pas. Sondes word versag. Ja, want mense moet tog net nie aanstoot neem nie. Mense moet nie sleg of skuldig voel. Luister mooi wat iemand eendag sê, en dit is so groot waarheid. Hy sê die kerk verloor nie haar krag wanneer sy vervolg word. Nee, my broer en suster, deur die eeue, as die kerk verdrukking ly, as hy vervolg word, dan groei hy. Daarom die bekende gesegde, die bloed van die martelare is die saad van die kerk. Die kerk verloor nie die krag wanneer sy vervolg word nie, maar wanneer sy wêreld gelykvormig word. Die kerk verloor sy krag wanneer hy na die pype van die wêreld, die mens dans. Wanneer sy nie meer geanker is en bly in die waarheid van God se woord nie. Dis die groot gevaar. En daarom sê Paulus aan Timoteus, daar in 1 Timoteus 4 vers 6, hy sê, jy moet jou voortdurend voed met die woorde van geloof en van die goeie leer waarvan jy 'n navolger geword het. Geliefdes, wanneer ouers die doopbelofte aflê, beloof hulle om hierdie kindjie in die leer van die Bybel, Ou en Nuwe Testament, wat natuurlik saamgevat is in die belydenisskrifte, self te onderrig en te laat onderrig. En dan met belydenisaflegging moet daardie dooplidmaat ook bevestig dat die woord van God die enigste onfeilbare woord is, en dat die belydenisskrifte wat daarmee saam ooreenstem onderskryf moet word. En so geld dit natuurlik met die bevestiging van diakens en ouderlinge, en proponente en bedienaars van die woord. Want die woord van waarheid getuig van die waarheid van Christus se verlossing. En Jesus Christus, wat self kom daar in Johannes 14 vers 6, en hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na my, na die Vader, behalwe deur my. Wat gebeur in ons dag? Ook hierdie waarheid word bevraagteken. Ook hierdie waarheid word verwerp. Deur die krag van God se Gees word dit in my en jou hart geanker, en ons dank die Here daarvoor. Deur die vrug van Christus se verlossing, die wedergeboorte, ons wedergeboorte in hom, kan ons hierdie goeie vrug, hierdie goeie deugde wat ons vanmôre van gehoor het, as 'n lidmaat, as 'n diaken, as ouderling, nie net in die kerk nie, my broer en suster, maar op alle terreine van hierdie lewe gaan uitleef. Die Heilige Gees, die Gees van waarheid, dring vir my en jou daartoe. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die genade. As ons so na hierdie woord luister, dan besef ons hoe belangrik
die kerk is. Vir baie mense wat die kerk maar 'n ou speletjie geword het. Baie mense wat nie eens meer die kerk belangrik ag nie. Ag, ek bly maar by die huis. Ek doen ander dinge. Maar hier, dan lees ons weer opnuut dat hierdie gemeente of die kerk van Christus, dit is pilaar, grondslag van die waarheid van die woord. En Here gee dat ons daarvolgens ook sal leef, dat ons nie 'n klug sal leef, dat ons as voorgangers voorbeeld sal wees vir die kudde. Maar ja, Here, dat ons wat deel is van die kudde, elkeen, elke lidmaat, elke gelowige, ook in gehoorsaamheid en trou tot U sal lewe. Help U vir ons daartoe, Here, ons is swak, ons is nietig. Help ons deur die Gees, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ja, ek en jy maar net die klei. God die pottebakker. Gesang 318, kom ons sing al 3 verse tot eer van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.